Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons het nou al 'n lekker week gehad sover in hierdie skrifte van net Jesus en ek en jy wat geroep word om bietjie verder te gaan, bietjie uit die boks uit te dink, bietjie meer te doen. As net die ou basiese, jy weet, wat sê die Bybel, net my hart begeer U. My hart verlang na U. Wat sê hy Psalm, ek honger en dors na U, soos 'n hert smag na waterstrome, verlang ek na U. Here, verby wees. Dis waaroor ons praat, net daai bietjie verder gaan. Saggeus wat 'n boom klim om U te sien. Hierdie vrou wat olie en trane en soene vir Jesus gee, van sy intieme begeerte. Simon, wat het mis? Hy kan, hy mag, hy kon, maar hy het nie. So kom ons kyk aan ons laaste paar versies, Lukas 7 vers 47, en Jesus sê vir, ek sê vir jou, haar sondes, en dit is baie, is vergewe, omdat sy baie liefde aan my bewys het. Maar iemand vir wie min sondes vergewe is, betoon, maar min liefde. Toe sê Jesus vir die vrou, jou sondes is vergewe. Ek hou van Jesus regheid, eerlik, maar tog liefde, nee. Hy sê, haar sondes is baie. Wow, mens, ek wonder as Jesus met my en jou 'n one-on-one kan hê. Hy sê, jou sondes is baie. Ek wonder hoe sal ons met hom wil stry, nee. Ja, maar u verstaan nie, ja, maar Here, wat hy aan my gedoen, wat sy aan my, wat u verstaan nie die land, u verstaan nie die politiek, u verstaan nie hulle nie, en dit, jou sondes is baie, bang, maar ek vergewe dit. By kruis het ek daarvoor gesterf, en nou is dit vergewe, en nou wat keer jou om baie lief te hê, en in vryheid verder te leef, wat keer ons? Die denke dat ons dink ons sondes is nie baie nie, die denke dat ons dink, my sondes is nie soveel nie, daarom kom ek en jy besef, Here, U genade is groot, my sonde was baie, en U het my skoon gewas, en nou leef ek in dissipline, en hy sê 'n tweede keer vir, jou sonde is vergewe. Ek dink ook as mense wat moet hoor en oor, jy, dis nou okay, jou sonde is vergewe. As mense wat dink, nee, my sonde kan nooit vergewe, of as mense wat dink, ek het te veel, te erg, te ver, jy moet ook hoor, jou sonde is vergewe. Die kruisdood is vir groot sonde, klein sonde, min sonde, baie sonde, die kruisdood is vir alles, jou sonde is ook vergewe. So aangesien ons vergewe is, hoe gaan jy liefde wys? Hoe gaan jy intimiteit wys? Hoe gaan jy dankbaarheid wys? Dis die vraag. As jy besef, groot is die genade, groot is die liefde, hoe gaan ek dankbaarheid wys? So, dink aan, maak dit prakties, dis waarmee ek besig is, ek probeer praktiese maniere uit te werk van, Here, hoe kan ek, na 26 jaar wat U goed, onbeskryflik goed was vir die kerk, wat kan ek gee, wat kan ek doen, hoe kan ek voete soen, hoe kan ek olie uitgooi, hoe kan ek soene uitdeel op U, wat kan ek doen om net te sê dankie, en is nie werke nie, is nie 'n wet nie, dis 'n hart, is nie ek moet nie, dis ek wil. Dink bietjie, wat gaan jy doen, wat kan jy doen, om daai liefde voor dankie te sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie skrifte is so iets van het boul ons uit, en dis hard, dis rof, maar op dieselfde tyd sit soveel genade. Jy sê vir die vrou, jou sonde was baie. En Here, ek wonder wat sal ons doen, as ons eendag die woorde eerlik hoor by U. Hoor jy, hoe jy geleef het was, het was nie reg nie. Baie selfsug, baie eie ek, baie net vir jou. Jou sonde was baie. Maar ek het daarvoor gesterf, en ek het dit gewas, en kom in my koninkryk in, en ontvang die ewige lewe. Wow, Here, hoe sal ons huil, en ons trane uitstort van redding, van dankbaarheid, en dis wat ons nou al wil doen, ons wil nou op aarde begin, en al vir U dankie sê, vir U redding. Dankie daarvoor, Jesus, dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.